goeiemôre ouma Rali. Hulle sê vir my, iemand het jou in die rug gesteek. Daar is op jou verneek. Jy is gebetrei. Verraad het plaasgevind en jy is verskriklik verpletterd, ongelukkig en dis nie vir jou lekker nie. So as ons kyk na embark nommer 28 Rejoice, dan noem ek dit die elixir vir jou hart, die elixir of joy, die betrayal elixir. En ons kyk spesifiek op 'n fisiese aspek, na die hartsentrum. En ons kyk na die hart en kyk hoe klein is die hart eintlik. So daar is navorsing en ek praat spesifiek nou oor die fisiese aspek van jou elixir. Navorsing wys dat wanneer 'n mens deur 'n verskriklike groot trauma gaan waar jou hart gebreek is, spesifiek wanneer 'n vrou se kind doodgaan, of wanneer jou lewensmaat wat jy baie lief is doodgaan, of die persoon wat jy verskriklik vertrou het, jou vertroue breek, dat daar eintlik 'n fisiese manifestasie wat die kardioloog broken heart syndroom noem, wat dan plaasvind. So dis 'n tachykardie of is 'n cardiomyelitis, dis wat hulle dit noem. Maar dit noem jou kardioloog broken heart syndroom. En een van my diamante se kindertjies is 'n jaar gelede is daai ou dogtertjie oorlede en julle sal nie glo nie, 2 maande terug het hulle daai mamma met 'n gat in haar hart gediagnoseer. En julle weet as 'n mens voel jy het iets verskrikliks kosbaar verloor, dan sal jy sê ek het 'n gat in my hart. Is dit nie ongelooflik hoe die fisiese liggaam kan connect met die emosie nie? En dat ons partykeer net moet luister na ons woorde, moet luister na gesegdes, moet luister na ons opvoeding, om regtig te besef dat ons liggaam is die boodskapper wat eintlik vir ons sê hoe ons voel, maar ons wil nie luister na ons gevoelens nie, want dit is seer om te voel en dit is moeilik om te voel, en om verantwoordelikheid te vat vir my gevoelens is nie lekker nie. So embark 28 gaan spesifiek op die hartsentrum gesmeer word, lekker op die hart, en dan onthou, aan die linkerkant, hier ouma Rali se linkerkant hier, is 2 baie duidelike switches. Julle weet ek praat ons van ligskakelaars, die liggaam het skakelaars. En soos wat jy hom druk op 'n sagte manier, kan jy voel, ek haal skielik asem, my vagusnerve skakel aan en ek kan voel, ek kry of hoendervleis of my liggaam begin warm word en my bloed begin sirkuleer en my energie begin beweeg. En dit is hoekom 'n mens moet connect met jou elixir en connect met jou liggaam. So jy gaan hom aan jou hart smeer en dan gaan jy net vir my daai 2 grief switches jou hande opsit en dan gaan jy letterlik na so 'n minuut voel, maar hier gebeur nou iets hier by my hand. Ek kan voel hoe hardloop die trauma of die energie uit my hand uit. 'n Baie belangrike aspek van embark 28 is, soos wat ek julle geleer het met al die vroulike elixirs is, wanneer jy, en ek praat nie net met vrouens nie, want ek het net vrouens op die trein. Wanneer jou man jou verneek het, veral fisies, ons gaan nou praat oor al die verneke, maar veral het hy fisies 'n ander vrou, of 'n man, of wat ook al, 'n intieme seksuele verhouding mee gehad, dan moet jy onthou, hierdie deel, hierdie sentrum, word verskriklik geaffekteer. En ek gaan vir julle leer in Sacred, dat wanneer jou ma, of ouma grootjie, of ouma grootjie, of tannies, of wie ook al, verneek is, of verkrag is, of gebetrei is, dan lok dit in die, ek hoop Renetjie kan sien, dan lok dit in die seksuele betrayal sentrum van die liggaam, soos ek julle geleer het, wat dan nou hier is. So wanneer ek nou in hierdie journey vir jou leer van affairs en betrayal en hoe oorkom 'n mens dit en hoe verwerk 'n mens dat jou man of die persoon wie jy baie lief het, nie getrou aan jou was nie, weet dat hulle ontrou was, wil ek ook spesifiek vir julle vra om dit daaraan te sit. Onthou ook as jy as klein dogtertjie gemolesteer is of jy het seer gekry in jou seksuele area, wil ek ook hê, jy moet dit hier aansmeer. En dan gaan ek nou nog 'n laag dieper vir julle ingaan en ek gaan vir julle sê dat 'n dokter wat jou inwendig ondersoek, en dit was ongemaklik of dit was seer, jy het hospitaal toe gegaan, jy het 'n keiser gekry, jy het 'n baie moeilike kraam gehad, hulle moes jou knip, hulle moes jou babatjie uithaal met tange. Dit word ongelukkig gesien as medical rape, en die liggaam lok dit ook as betrayal, né? Want iemand het jou te nagekom en jy is gebetray, daar is verraad, so daar is regtig waar teen jou wil
is jy seer gemaak daar. So dis baie belangrik, julle wat keisers ook gehad het, hulle gaan deur soveel lae, en die liggaam lok dit as sexual trauma, sexual betrayal. Baie interessant met die Ignite nommer 24 journey, en op nommer 26 het die Mbakies my gesê, hulle het baie swaar menstruasies gekry. Fantasties. Ek sê nie julle moet elke maand 'n swaar menstruasie kry nie, maar 'n swaar menstruasie, en ek is jammer ek het nie die womb gebring nie, maar 'n swaar menstruasie is 'n baie goeie shedding. So dit beteken dat daai laag daar binne wat ook vashou aan die trauma, onthou, want dit is bloed, dit is vloeistof, dit het geshed, dit het gerelease. So ek is jammer jou period was swaar hierdie maand, maar well done and good for you. En hou asseblief aan om in jou aromatic soute bad, en bad in jou apple cider vinegar, en gebruik jou keltiese sout, en gebruik jou magnesium, en kyk mooi na jouself, maar raak vir my bewus van hierdie sentrum, want ons gaan veral hier baie moet werk. En wanneer jou man op jou verneek het, en jy moet dokter toe gaan, en jy moet vir die dokter sê, my man het op my verneek, en dokter, ons moet nou kyk dat ek nie vigs het nie. Ons moet kyk dat ek nie syfilis het nie. Ons moet kyk dat ek nie 'n STD het nie. Daai vernedering wanneer jy voor daai dokter sit, dit lok hier in jou betrayal sentrum. So dis hoekom dit baie belangrik is dat ek hierdie video maak om vir julle te leer. Smeer hom op jou keisersnee. Smeer hom vir my hier op die betrayal sentrum. En soos wat jy jou elixir ruik, voel vir my. Joune lok dalk op 'n hele ander plek. Hy lok dalk in 'n nier, hy lok dalk in jou knie. Ek kan nie vir jou sê waar hierdie trauma in jou liggaam gelok nie. Onthou net, trauma lok in ons liggame in 'n onbewuste rooi brein metodiek. En as ons dit nie gaan laat uitgaan nie, dan gaan dit nie beter word nie. En dan gaan my liggaam op my begin skree, en dan gaan my liggaam vir my begin siek maak. En ek hoef nie die trauma uit te praat nie, ek hoef hom nie deur te praat nie, ek hoef hom nie te verstaan nie. Ek moet net die Embark Pro kanaal gaan kyk, en ek moet gaan kyk na die tegnieke wat Dr. Aldi vir my gegee het, om hierdie emosies, hierdie trauma wat gelok het, hierdie garas in my liggaam uit te kry, deur my tegniek te gebruik, en net 'n bietjie mindfulness toe te pas, sodat dit uit die liggaam kan gaan. En hoe maklik is dit nou eintlik, dat ons nie meer trauma uit hoef te praat nie. Ons hoef nie trauma uit te redeneer nie. Ons hoef nie trauma uit te verstaan nie. Ons moet net die toetse doen, die oefeningkies doen, ons elixirs gebruik vir al die met ons storieetjies kyk, en nie toelaat dat daai pyn, daai trauma wat gelok het, uit ons liggaam uitgaan. Dis eintlik ongelooflik maklik. Al wat jy moet doen is jy moet connect, en jy moet die vibrasie van willingness hê om toe te laat dat dit kan gaan, want dit dien jou nie meer nie.